Soos 'n brandende hout, soos 'n brandende hout. Ai, die vuur, soos 'n brandende hout. Oh, soos 'n brandende hout, soos 'n brandende hout. En hy hou my uit die vuur, soos 'n brandende hout. En soos 'n Brandende hout, soos 'n brandende hout. Ai, die vuur, soos 'n brandende hout. hemel toe, o na hemel toe, na hemel toe, o saan hemel toe, na hemel toe, na hemel toe, na hemel toe, o saan hemel toe, daar gaan. Hemel toe, soos 'n brandende hout, Soos 'n brandende hout, soos 'n brandende hout. O, hy hou my uit die vuur, soos 'n brandende hout, en soos 'n brandende hout, soos 'n brandende hout. En hy hou my uit die vuur, soos 'n brandende hout. Volgende 2 weke, soos die Here spaar, vanmôre gaan ek weer soos met die vorige paar boodskappe, gaan ek net gou fondasie gooi, en volgende week gaan ons muur bou. En ek wil hê jy moet nou al weet dat jy moet asseblief daardie oorsensitiewe deel van jouself moet jy asseblief vir die volgende 2 weke by die huis los. Ek wil hê jy moet nou al vir jouself sê, vir die volgende 2 weke gaan ek nie vir die predikant kwaad raak nie. Want ons gaan reguit met mekaar gesels vir so 2-3 weke, want ek voel in my gees, dit het tyd geword dat iemand weer sy sê sal sê. Ek lees vir jou 2 Timoteus, die 3de hoofstuk, vanaf die 14de vers, terwyl jy dit reg kry, sê dit gou vir die een naby jou, jy is welkom in die huis van die Here. Ek is bly jy is hierso, daar's nie 'n beter plek om te wees, as die huis van die Here op 'n Sondagoggend nie. Lees vir jou 2 Timoteus, en soos wat ek ouer word, soos wat my jare in die bediening stap, het hierdie gedeelte vir my al hoe meer waarde. Woord van die Here sê, bly jy in wat jy geleer het. Bly jy in wat jy geleer het. Hy sê, want jy weet, of hy sê eerder, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Ons het Gods manne en Gods vroue gehad wat voor ons die pad gebaan het. Gods manne en Gods vroue wat vir my en vir baie van julle geleer het hoe die pad lyk waarop ons gewandel het. En die woord van die Here sê, bly by wat jy, julle met my vanmôre, bly by wat jy geleer het, want jy weet waar het jy dit geleer. Die Engels skryf so mooi, hy sê, but as for you, continue. Moenie ophou nie, moenie afwyk nie, moenie continue in the things that you have learned and of which you are convinced. Holding, en dit is die gedeelte wat ek beklemtoon vanmôre. Holding tightly to the truth. Spreek dit reguit. Hou vas aan die waarheid.
Ek wil dit weer sê, hou vas aan die waarheid. Kan ek dit vir jou sê vanmôre kerk? Ek gaan ernstig wees in die volgende week of 2, maar as daar ooit 'n tyd was in die geskiedenis van die kerk of die geskiedenis van Pinkster in Suid-Afrika wat ons moet vashou aan die waarheid, dan is dit nou. Hou vas aan daardie waarheid. Daardie waarheid is kosbaar. Daardie waarheid is onvervangbaar. En hoor my vanmôre, as jy eers daardie waarheid verloor het, gaan jy dit bitter moeilik weer optel. Ek dank die Here vanmôre vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees, dat dit net vanmôre iets in jou binneste sal wakker maak. Ek wil vanmôre met vrymoedigheid oor 'n paar dinge begin praat wat op my hart lê. En ek wil vandag spesifiek met jou praat oor kerk en ek wil spesifiek met jou praat oor Christendom. Jy sien, ons leef in 'n ander tyd. Ons gooi net gou fondasies, gaan volgende week muur bou. Jy sien, ons leef in ander tye vandag. Ander tye. Ons leef in 'n tyd, kan ek maar reguit praat vanmôre. Ons leef in 'n tyd waar mense wat die waarheid praat, so geboelie word, dat hulle eerder stil bly of onttrek. Die een predikant na die ander predikant sit die mikrofoon neer. Die een kerk na die ander kerk maak toe. Die een predik, die een beweging na die ander beweging is besig om hulle rug te draai op die waarheid, want ons leef in 'n tyd waar mense, wanneer jy begin die waarheid praat, word jy so geboelie of jy word geïsoleer, dat baie mense het vandag besluit, dis nie meer die moeite werd om by die waarheid te bly nie. Weet julle waarvan ek praat vanmôre? Waag jy dit? Kan ek gaan, hou gou daai skrifgie op. Skrifgedeelte, verskoning. Daar's nie skriffies in die Bybel nie, dis skrifgedeeltes. Waag jy dit om vas te hou aan die waarhede van God se woord? Waag jy dit om standpunt in te neem? Dan is die eerste iets wat hulle vir jou sê, pastoor, hou op met oordeel. Het julle al daai ene gehoor? Pastoor, dit is liefde en genade, hou op met oordeel. Of hulle sê vir jou, hou op om so tradisioneel te wees, hou op om so die nuwe woord wat hulle gooi, is religious, hou op om so religious te wees, en een na die ander word die waarhede waarin ek en jy veronderstel is om vas te hou, oorboord gegooi. Is die twee mense wat weet waarvan ek praat vanmôre? Is nie vir my maklik om oor hierdie goed te praat nie. Ek wil ook vanmôre vir jou sê, jy hoef nie vanoggend of volgende week met my saam te stem nie. Jy hoef nie. Want veral volgende week gaan ek diep sny. Dis nie my doel om jou vanmôre van enigiets af te oortuig in die volgende 2 weke nie. Dis verseker ook nie my doel om jou te konfronteer nie. Jy is net so gereg op 'n opinie soos wat ek is. Maar wat vanmôre belangrik is dat jy as 'n gelowige ten minste gaan bid en ten minste gaan dink en ten minste gaan instudeer oor die goed waarmee ek met jou gaan praat. Jy sien in die vroeë 90's, en glo my, ek staan nie net hier omdat ek gou voor kerk 'n paar notas gemaak het nie. Wanneer ek agter 'n kansel staan, dan doen ek my huiswerk en ek doen my navorsing en ek ken my kerkgeskiedenis. En in die vroeë 90's het daar, rondom die vroeë 1990's het daar 'n vernuwing binne die kerk plaasgevind, spesifiek in die Pinksterbeweging. En binne enkele jare na die 1990's het die kerk in sy geheel heeltemal 'n gedaanteverwisseling ondergaan. Baie van ons was in die kerk daai tyd toe dit gebeur het. Hulle het gepraat van die vernuwing of die verligting of die enlightenment of wat ook al jy dit wil noem, maar dit het gebeur so rondom die 1990's en binne enkele jare het kerk heeltemal verander. Kerk, ewe skielik word daar nie meer kerk gehou soos wat daar kerk gehou is nie. Ewe skielik lyk die kerk nie meer soos wat die kerk gelyk het nie. Alles het verander. En hoor my vanmôre, alles was nie noodwendig sleg gewees nie.
Maar die bekommernis is, dat saam met die verandering, saam met daai vernuwing, of wat ook al hulle dit noem, hulle het sulke groot Afrikaanse woorde dan, dit is sê omdat 'n woord groot is, dis reg nie. En saam met die vernuwing wat in die kerk in beweeg het daar ongelukkig ook doktrines of leringe die kerk inbeweeg. En hoor my, wat ek vanmôre vir jou sê, baie van daardie goed is uit die put van die hel uit. En ek het vir jou gesê vanmôre, dit is jou besluit, wat jy gaan glo en wat jy gaan los, maar dit is my werk as 'n diensknegt van die Here, wat verantwoording gaan doen van wat ek vanuit die kansel af sê, om seker te maak, dat ek en jy hou vas aan die waarhede, omdat ons weet van wie ons dit geleer het. Een van ons, van die ou soldate van Christendom, 'n generaal in die werk van die Here wêreldwyd. Bitter min mense het soveel mense na die Here toe gelei soos hy. En hy sal nie wil hê ek moet sy naam noem nie, so ek gaan nie. Hy's jare terug is hy oorlede en sy vrou skryf 'n artikel en sy vrou skryf hierdie woorde. En ek is seker daarvan, toe sy dit skryf, sy dit met trane in haar oë. Sy sê, waar's my pen? Kan ek gou my pen kry? Sy sê die bediening in die kerk het geword soos 'n pen wat verstop is. 'n Pen wat verstop is. Daardie pen skryf nie meer alles wat daardie pen as jy net kan hoor vanmôre wat die Gees van die Here vir jou wil sê vanmôre, dat dit net vir jou oopgaan. Sy skryf, sy sê daardie pen, sy sê Pinkster en kerk het geword soos 'n verstopte pen. Die pen skryf nie meer alles wat die pen moet skryf nie. Die pen skryf net hier en daar, maar baie van ons waarhede, baie van ons kosbarehede is heeltemal agteruit geskuif. In plaas daarvan, en ek sê nie alles was sleg nie en ek gooi nie klip na niks en niemand nie, ek moet bedien soos wat die Gees van die Here my lei, in plaas dat baie mense sit in bedieninge, en plaas dat ons 'n evangelie het wat die volle waarheid van God se woord verkondig, sukkel ons baie keer met verstopte evangelie penne wat net so nou en dan 'n stukkie van die waarheid wil skryf. Want die manne wat standpunt moet inneem, ek het hulle gesien val, die een na die ander. Ek het oor hulle gehuil, die een na die ander. Van die manne wat standpunt moet inneem, die manne wat moet bly vashou aan die waarhede, het op 'n punt gekom wat hulle sê, ek is genoeg geboelie, ek is genoeg gebrandmerk, ek is genoeg weggegooi, ek kan dit net eenvoudig nie meer hanteer nie, en hulle die mikrofone neergesit. Ek wil vir jou hierdie plakkaatjie wys, en ek wil hê jy moet weet waaroor dit gaan vanmôre. Hy sê daar die eerste een, hy sê a watered down gospel, my get, is dit nie vandag waaroor dit gaan nie. Hy sê a watered down gospel may get a lot of people into the pews, but it won't get anyone to the cross. 'n afgewaterde godsdiens gaan miskien die kerk vol kry, maar dit gaan nie mense by Jesus uitkry nie. Kan ek vanmôre vir jou sê, die kern van die evangelie, kan ek maar reguit praat, die kern van die evangelie is nie 'n aanbieding nie, dis nie 'n vertoning nie, die kern van die evangelie is helverdiende sondaarse wat by Jesus moet uitkomme. Dit gaan oor manne en vroue wat hemel moet maak, niks anders nie. Niks anders nie. En daardie dag sal daar baie sê, Here, Here, en ek sal vir hulle sê, gaan weg, ek ken julle nie, want daar is geskryf met 'n verstopte pen. Ek wil vanmôre vir jou sê, Grabouw aanbiddingsentrum, ek wil vanmôre sê vir elke een wat kyk na hierdie uitsending, mag die Here ons help, dat ons by die waarhede en die volle waarhede van die evangelie van Jesus Christus sal bly en niks anders nie. Kan ek nog so 15 minute kry?
As jy gedink het vanoggend is rof, volgende week moet jy maar vir jou 'n safety belt aansit. Ek wil my sê vanmôre en ek gaan my sê en ek gaan dit net oor 1 of 2 goed gesê kry, want ons dag gaan ons vang, maar kan ek vanmôre begin om vir jou te sê, en vir elkeen wat na hierdie uitsending luister, en miskien moet jy die boodskap vir 'n paar mense stuur wat vasgevang is met 'n verstopte pen, evangelie, en ek wil vanmôre 'n waarskuwing van hierdie kansel af bedien, en ek wil vanmôre sê, oppas vir 'n seeker sensitive kerk. Oppas vir 'n seeker sensitive kerk. Hulle noem dit in Afrikaans en glo my dit was nie maklik. En toe ek nou uiteindelik die vertaling kry, toe dink ek kon dit nou maar self uitgedink het. 'n soeker vriendelike kerk noem hulle dit. 'n seeker sensitive movement. Dit het posgevat in Amerika in die 1980s. Ek gaan nie die name noem van die predikers nie, julle ken baie van die predikers en dis nie my gedagte om vanmôre klip te gooi nie. Ek wil nie klip gooi nie, ek wil jou in die hemel hê. En dit het posgevat in die 1980s in Amerika, ek gaan nie die name noem nie, en hulle het 'n verskriklike mooi fokus gehad. En hulle het by mekaar gekom as 'n klompie kerkleiers en hulle het vir mekaar gesê, kom ons kry die mense wat nooit kerk toe gaan nie, kom ons kry hulle binne in die kerk. En dit klink so mooi. Kom ons kry hulle wat nie in die kerk is nie, kom ons kry hulle in die kerk. En dit klink so godsdienstig, so mooi. Maar die probleem was nie met televisie nie, die probleem het gekom by die implementering. Want jy sien, ewe skielik het hulle gesê dat om die mense wat nooit in die kerk is nie, in die kerk te kry, en as jy my nie glo nie, ek daag jou uit om jou navorsing te doen en bewys my verkeerd. En om dan die mense van buitekant af in die kerk gelukkig te hou, dan moet hulle binne in die kerk doen wat die buitemense gelukkig hou. Presies wat hulle gedoen het, seeker sensitive. Ons gaan die mense van buite af binne die kerk kry, en as hulle binne in die kerk is, dan gaan ons hulle rede gee om binne in die kerk te bly, en die rede gaan wees, ons gaan dingetjies binne in die kerk doen, waarvan hulle hou. Dis die eerste ding wat hulle gesê het. Ek het my huiswerk gedoen. Ek is nie my ma se slimste kind nie, maar ek kan lees. En die tweede ding wat hulle gedoen het, hulle het gesê, okay, kom ons kry die mense van buite af in, en die tweede ding wat hulle gesê het is, kom ons fokus net eksklusief op ons jong mense. Weet jy hoeveel van ons senior mense sit vandag by die huis, omdat hulle nie meer tuis voel binne in die kerk nie? En jy amen sê nie, sê eina, ek weet. Hoeveel van ons mense, senior mense wat die fondasies gegooi het, mense wat vir God gelê het vir sy werk om op te staan, mense wat hulle laaste finansies gegee het vir God se werk, mense wat hulle lewens op die altaar gesit het vir die koninkryk van God, sit vandag buite die kerk, omdat die seeker sensitive beweging nie meer plek het vir hulle binne in die kerk nie. Ek gaan dit weer kry na uiteen. Ek vererg my 'n ruk terug vir een van die seeker sensitive manne. Dan praat hy vir die ou van ons senior mense, en weet jy hoe gou is hulle om te sê, ag, hulle tyd is verby. Praat van ons seniors, asof ek wil vanmôre vir jou sê, 'n kerk sonder seniors is 'n kerk sonder pilare, is 'n kerk wat nie gaan staan nie. Jy het respek vir jou seniors, jy akkommodeer jou seniors, want dit is jou seniors wat jou in gebed dra, dit is die seniors wat hierdie kerk gebou het, sodat ek vandag met die mikrofoon kan staan. Ek voel dit sommer. En hulle kry die mense van buite af in, vermaak die mense binne in die kerk, gooi die seniors uit die kerk uit wat weet hoe dinge veronderstel is om te lyk. Is dit okay as ek maar oor hierdie goed praat? Is okay as ek oor hierdie goed, en dan die ander ding, hoe jy weet, dit is 'n demoniese gees uit die hel uit, gaan praat met enige iemand uit 'n seeker sensitive beweging.
dan sal jy hoor hoe absoluut disrespek is hulle teenoor enige Pinksterwaarders en norme. Hulle sal nou spot oor die gawes van die Heilige Gees. Hulle sal nou spot oor tale praat. Hulle sal nou spot oor koordanse. Hulle sal nou spot oor manifestasies. Hulle sal nou spot oor vasting en gebed. Hulle sal nou spot oor heiligmaking, want hulle het nie die fondasie gegooi waarop hulle staan nie. Kan ek nog so 'n bietjie verder gaan? Sal altyd 'n herhalende opmerking wees. Nou ek gee nie om wie van my hou en wie van nie van my hou nie. Ons het 'n moderne 2024 kerk, maar ons waardes is reg. Ons fondasie is reg. Niemand sal in my teenwoordigheid waag om sy mond oop te maak teen Pinkster of die mense wat Pinkster gebring het tot waar dit is vandag nie. Never, jy kan loop, ek het nie daai vriendskap nodig nie. Die inslag, ek sê my sê, het is my reg om my sê te sê. So een keer so nou en dan om die waarheid te praat, sodat jy die waarheid hoor. Volgende week gaan ek baie fyn sny. Die inslag is om vriende te maak in die kerk, en om die kerk lekker te maak. En dan skryf hulle verder, hy sê dat alles wat moontlike besoeker kan aanstoot gee, of vreemd is, word nie toegelaat binne die kerk nie. Met ander woorde, alles wat snaaks is binne die kerk, wat Pinkster is binne die kerk, mag nie meer daar wees nie, want dit gee mense aanstoot, dit moet uit. Kan ek 'n paar goed noem? Die musiek. Maas Marius, dank die Here, ons het nie daardie probleem hierson nie. Die musiek is van so 'n aard, dat jy kan in elk geval nie aanbid nie. Want die musiek is nie gemaak dat jy kan saam sing nie. Die musiek is gemaak om jou te entertain. Met ander woorde, die aanbidding en die lofprysing wat in die diens moet wees, maar na die Here toe moet gaan, is nie meer daar nie, want jy kom nie kerk toe nie, jy kom na 'n vertoning toe, en baie van die kerke, en ek gee nie om nie, ek sal my sê vandag, baie van die kerke, is daar geen verskil tussen die kerk en die vertoning wat gister of eergister in 'n nagklub of Grand West Casino was nie. Want jy met hom, wat buite is, moet jy gelukkig hou, en die wat gelukkig was binne, moet uit. Die musiek is nie daar dat jy kan saam aanbid nie. Jy mag nie die hele woord bedien nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy in 'n seeker sensitive kerk sit, weet jy wat is die een woord wat jy nooit gaan hoor in 'n seeker sensitive kerk nie? Die woord sonde. Weet jy wat 'n ander woord gaan jy nooit hoor in 'n seeker sensitive kerk nie? Is die woord hel. Weet jy wat 'n ander woord sal jy nooit hoor in 'n seeker sensitive kerk nie? Heiligmaking. Weet jy 'n ander woord wat jy nooit sal hoor in 'n seeker sensitive kerk nie? Is kom kniel voor die altaar en sit jouself ook op die altaar. Want dit word nie toegelaat nie. Weet jy wat gaan jy nog nie in 'n seeker sensitive kerk hoor nie? Jy gaan nooit hoor oor die doping en die werking van die Heilige Gees nie. Jy gaan nooit hoor oor die gawes van die Heilige Gees nie. Jy gaan nooit hoor oor die manifestasies van die Heilige Gees nie, want dit is snaaks en dit word nie meer toegelaat binne in die kerk nie. Ek lees 'n dokument wat opgestel is rondom die seeker sensitive beweging, en die een pastoor skryf. Hy was 'n pastoor by die seeker sensitive beweging, hy het bedank. Hy is vir 'n ruk lank uit die bediening uit, en dank die Here, ek glo hy is weer terug. Hy sê dat hy het in die kerk gestaan, en hy het gemis dit wat hulle gehad het. We gaan mis dit wat hulle gehad het. Want daar is vir hom gesê, dat die Heilige Gees het nie meer plek binne in die Sondagdiens nie, want dit affonteer mense, jy moet die besoeker moet geakkommodeer word.
En dan sê hulle vir die mense, maar ons is lief vir die Heilige Gees, maar die Heilige Gees werking is nie welkom in die Sondagdiens nie. Ons hou die Heilige Gees werking vir wat hulle noem 'n klein groep of 'n small group. As jy wil tale praat, doen dit daar. As jy wil profeteer, doen dit daar. As jy wil koordans, gaan doen dit daar. Net nie in 'n Sondagmôre diens nie. Hy sê, dan stap ek maar met my Bybel na die small groups toe. Sy woorde, nie my woorde nie. Hy sê, dan sit ek daar, dan kry ek 'n koppie koffie en 'n paar koekies, en 20 minute later, dan sê hulle vir my, totsiens. Kan ek vanmôre standpunte neem? Ek het vir jou gesê, jy hoef nie met my saam te stem nie. Jy mag met my verskil. Vir 4,5 jaar het ek nou vir julle mooi boodskapies gebring. Vanmôre gaan ek my sê, hierdie week en volgende week, hoor my vanmôre, hierdie Bybel sê, van Handelinge 2 tot Openbaring, wanneer die kinders van die Here bymekaar kom, dan werk die Heilige Gees soos wat hy wil, wanneer hy wil, waar hy wil, en dit is nie vir 'n mens om dit te keer nie. Maar hulle struktuur en beplan en terminologie, alles wat waarde het uit God se huis uit. Hoeveel minute het ek nog? Ek het nog 'n minuut. Ek gaan, nou hier kom ek nou by daai sensitiewe ding. Maar gaan my sê, ek hou van 'n moderne kerk. Wel nie, ek wil my nie skaam vir my kerk, en ek skaam my nie vir my kerk nie. Ek hou van 'n moderne kerk. Ek hou van 'n mooi ligte. Ek hou van die effects. Oor die swart backdrop gaan ek eers praat nie. As jy nou nog nie verstaan hoe 'n kamera werk, dan gaan Google dit. Ek gee moed op. Maar hoor my vanmôre, 'n kerk is nie 'n dagklap nie. As ek 'n lig sien flits in die kerk, dan begin my refmeter al so te raas. En as ek 'n kerk instap en ek kan nie my hand voor my oë sien nie, omdat dit so donker is, of ek stap in 'n kerk en die hele plek word vol rook geblaas, dan vra ek myself, waarmee is mense besig? Die kerk is nie veronderstel om soos die wêreld te wees nie. Die wêreld is veronderstel om soos die kerk te wees. En noem my maar oudtyds, ek is fyn daarmee ook. Ek is amper klaar. Ons wil saam sing. Ons wil die Here prys. Ons begeer die werking van die Heilige Gees. Ons verwelkom die prediking. Dit is hoekom. Dis nie. Het julle agtergekom in die laaste hoeveel jaar, die mense wat agter hierdie kansel gestaan het, kan ek op my een hand tel. Laat nie enige een van die kansel af praat nie, want ek soek nie 'n verstopte pen, evangelie nie. Woord van die Here verklaar. 2 Timoteus 4 vers 2. Hy sê, verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig. Wat doen die woord? Dit weerlê. Dit bestraf. Hoe vandag moet jy nie vir iemand sê hy is verkeerd nie. Dan ruk hy sy stert in 'n krul en hy gaan soek vir hom aan 'n kerk. Dit weerlê, dit bestraf, dit vermaan in alle langmoedigheid en lering. Dan skryf hy. Die Here het geweet wat kom. Niks verras die Heilige Gees nie. Hy sê, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Dit is vers 3. Dis nie ek wat dit geskryf het nie, dis God se woord. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede. Mense gaan soek vandag predikers om vir hulle te vertel wat hulle wil hoor. En weet jy wat is gevaarliker as 'n valse prediker? Mag ek dit sê vanmôre? Daar's net een iets gevaarliker as 'n valse prediker. Dit is 'n halwe Christen wat gaan Google. Want op Google gaan jy 'n verskoning kry vir elke sonde in die boek. Op Google gaan jy 'n pastoor kry wat vir jou toestemming gaan gee vir elke sonde in die boek. Hy sê hulle oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.
Ek gaan volgende week gaan ek by fabels uitkom. Party van die dinge wat vandag in kerke gepreek raak en ek gaan volgende week spesifiek dit op hulle naam noem. Van daardie goed dit is so ver gesog. 'n Mens kan nie glo dat mense moet verstand luister na die goed nie. Fabels. Hy sê maar wie is jy? En alles nigter. Ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Kan ek vir jou lees wat skryf William Booth? Een van die groot generaals. Dis op hy volgende prentjie. As die ding opgelaas hy sê, the chief danger. Dis nog daai ou Elizabethan Engels. The chief danger of the 20th century will be. Hulle het dit gesien kom, die godsmanne van ouds het dit gesê, dis geprofeteer, dis gedokumenteer, en ek en jy leef daarin. Hy sê, it will be religion without the Holy Ghost. Christianity without Christ. Forgiveness without repentance. Salvation without regeneration. A heaven without a hell. Die gevaar van die 20ste eeu evangelie is 'n afgewaterde Christendom wat geskryf is met 'n verstopte pen. Ek wil vanmôre vir jou sê, mag die Here genadig wees dat ons sal bly by die volle evangelie. Sal die Here gee dat mense wat hulle hart vir die Here gee, berouvol hulle voor God sal bekeer. Ek het al baie gesê, as jy jou voor God bekeer en jy staan van die altaar op en jy leef soos wat jy geleef het, waarvan het jy jou bekeer? En vandag sit soveel gelowiges, ek wil aanbeweeg, ek wil klaarmaak, ek wil vandag vir jou sê, daar's predikers in Suid-Afrika, wat eendag voor God gaan staan, en hulle gaan voor God staan, met bloed in hulle hande, oor die fabels, wat hulle aan mense probeer verkoop het. Van die godsdiens het oppervlakkig geraak, die diepte en die erns van die evangelie bestaan nie meer nie. Ek sal dit nooit vergeet, een van die seeker sensitive predikante, paar $100 miljoen sterk, een van die grootste gemeentes in die wêreld, het nou die dag 'n boek uitgebring. Weet jy wat lees jy nie in daai boek nie? Jy sal nie een keer die naam van Jesus in daardie boek lees nie, want die seeker sensitive beweging sentreer rondom jou en jou goedheid en alles wat jy kan doen en alles wat jy kan gee. Dit gaan lankal nie meer oor Jesus nie. Ek wil my sê vanmôre, wees waaksaam en versigtig vir 'n seeker sensitive beweging. Kan ek nog een sê? 5 minute? My vrou sê ja, en as sy sê ja, dan sit alles oukei. Ek is versigtig vir 'n seeker sensitive. Kan ek nog iets sê? Ek weet nie, ek is nou bang. Maar die Here het ou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, so ek gaan nou maar net gaan daarvoor en dan gaan ons aan na die ander goede toe. Kan ek dit maar sê? Ek is moeg vir wedergebore, en ek sê dit tussen hakies, kinders van die Here, wat rondloop heeldag en aldag, en op sosiale media, op Facebook en Twitter, en TikTok, en Instagram, en ek weet nie wat nie, oral waar jy kan data op sit. Ek is moeg vir wedergebore Christene wat rondloop, en vir ander mense loop en vertel, dat kerk is nie belangrik nie. Ek is moeg daarvoor. Jy sien, ons fondasie is gelê deur ons voorouers wat geweet het om ons dissipline en waardes te leer. Nog nooit in die geskiedenis van Christendom was kerk opsioneel nie. Nog nooit in die geskiedenis van Christendom was kerk 'n miskien nie.
En net gou weer vir die een ou wat nou vir my 'n WhatsApp gaan stuur en vir my gaan sê dat ek is die kerk, wil ek ook vir jou sê, as ek praat van kerk, praat ek van die samekoms van die gelowiges. Ek is nie onnooslik nie. Ek weet ons is die kerk en ek weet hierdie is net bakstene en sement. Moet asseblief nie vir my weer 'n WhatsApp stuur nie. Nog nooit in die geskiedenis was kerk opsioneel nie. Kerk toe gaan is deel van ons aanbidding. En dan kom die mense met sulke, maar ek wil amper sê, met hierdie rotte gif stellingkies wat hulle maak. Hierdie goedjies wat so amper waar is. Dan sê hulle vir jou, jy hoef nie kerk toe te gaan om hemel toe te gaan nie. En dit klink so mooi. Dan sê hulle vir jou, die kerk kan nie jou siel red nie. Dan sê hulle vir jou, jy moet jou lewe geniet, terwyl jy kan. Dan sê hulle vir jou, jy kan maar die preek op TV kyk. Dan vra ek myself baie dae, watter Bybel lees die mense? Watter Bybel? Is dit dieselfde Bybel as wat ek lees? Want my Bybel sê, van Handelinge 2 tot Openbaring 3, van die wegraping van die kerk, kom die gelowiges by mekaar en hulle aanbid saam. Ja, ek wil amper sê iets wat ek nie moet sê nie. Kom ek stel dit eerder so. Net soos wat die Bybel vir my en jou geleer het, dat ek en jy moet bid. Net soos wat die Bybel vir my en jou geleer het, ons moet Bybelstudie doen. Net soos wat die Bybel vir my en jou geleer het, om heiligmaking na te streef. Net soos wat die Bybel vir my en jou leer, wat is naaste liefde en al daardie goed, kom hierdie selfde Bybel leer vir my en jou, dat 'n kind van die Here is in die kerk. Dankie vir die ene amen van die kant af. Ek sê nie elke een kan elke Sondag daar wees nie. Dis net Marius wat elke Sondag van die jaar in die kerk is. Ek sê nie, daar's tye wat jy nie kan kerk toe kom nie. Daar's tye wat mense regtig moeg is, wat hulle net eenvoudig nie kan nie. Of hulle is siek, of daar's werklik iets aan die gang. Maar hoor my vanmôre, dit is die uitsondering, dis nie die reël nie. Dis vir my tragies. Dat die see, ek wil eendag gaan praat met die munisipaliteit. Dis vir my tragies dat die strand die ander kan die berg net op 'n Sondag oop is, maar hy's op 'n Saterdag toe. Dis vir my tragies dat die shopping malls net op 'n Saterdag is hy toe, maar hy's net op 'n Sondag oop. Dis vir my vreeslik. Daai vriende en daai familie, hulle kan geen ander dag kuier nie, dis net Sondag. En dis altyd daai familie wat jy laas gesien het toe jy nog melktandjies gehad het. Dis altyd hulle. Altyd hulle. Ek sê weer om nie in die huis van die Here te wees nie, is 'n uitsondering vir 'n kind van God. Dis nie 'n reël nie. Ek gaan afsluit, ek voel ek het julle nou daar verloor. Maar ek gaan my sê, want ek weet wat staan in hierdie boek. Hebreërs 10:25, en daar's mense, as daardie skrif nou net nie in die Bybel was. As daardie een skrif nou net nie in die Bybel was nie, hy staan daar. Ek kan met jou praat oor die formaat van kerk, ek kan met jou praat oor die definisie van kerk en al daardie goed. Dis nie, ek praat van die onderlinge byeenkoms van die gelowiges. Hebreërs 10:25, hy sê, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim so sommige die gewoonte het nie. Bottom line. En jy kan dit gaan lees, en jy kan hom gaan lees van die 1611 King James Bybel tot die 2024 vertaling, as daar een is, dit sê dieselfde. 'n kind van die Here hoort in die kerk. Hy sê, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, na mate julle die dag
sien nader kom. Met ander woorde wat die skrif eintlik vir ons sê. Hy sê, hoe ernstiger die tye raak en hoe nader dit aan die einde kom, hoe meer moet ek en jy in die kerk wees. Toe mag van julle stem nie saam nie, dis jou absolute reg om verkeerd te wees. Psalm 122:1 skryf, hy sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. En as jy daaroor verskil, of jy verskil, en ek wil jou uitnooi, as daar iets is wat ek van hierdie kansel af sê, hierdie week of volgende week waarmee jy verskil, ek sal vir jou die koffie koop ook, kom gesels met my. Ek kan nie ure sy huiswerk binne 'n halfuur verwoord nie, maar ek het my huiswerk gedoen. Luister wat skryf Moody, ook een van ons groot generaals. Nog iets, kan ek gou iets sê, net gou 'n ek pos net gou die preek, en ek gaan gou hier by 'n hasepaadjie af. Van ons ouens wat lief is vir Bybelstudie, ons lees baie. En nog iets wat ek nie kan hanteer nie, is hierdie generasie jong ouetjies, en dank die Here vir elke jong ouetjie wat vir die Here werk. Ek bedoel dit nie lelik nie. Mag die Here hulle salf en seën in gebruik. Ek praat van hierdie jokertjies. Hierdie stywe broekies en groot baadjies en snaakse haarstyl. Ouetjies wat nou ewe skielik weet nie wat se titel of wat se naam het nie. Dan vat hulle hoeveel van die ou generaals se kwotasie. Dis of 'n Spurgeon of 'n Lavender of 'n Derek Prince of 'n ding. Dan vat hulle al ander mense se aanhalings, dan verander hulle net gou 'n woordjie en dan plak hulle gesiggie daar in hulle handtekening. Dis 'n lieg, dis nie wat dit gesê het nie. Dis hulle wat dit gesê het, jy het dit gesteel. Hulle noem dit plagiaat, as daai woord nog bestaan. Kyk wat skryf Moody oor kerk. Hy sê the difference. Waar's die jong verliefdes? Hy sê the difference between listening to a radio sermon and going to church is almost like the difference between calling your girl on the phone and spending an evening with her. Is dit nie 'n groot waarheid nie? Daar's 'n groot verskil om kerk oor 'n TV te kyk en om binne in die kerk te wees. En ek wil afsluit oor hierdie tweede een, ek gaan nie verder nie. Ek wil net vandag vir jou sê, en as jy gedink het, jy kom kerk toe ter wille van jouself, wil ek vir jou sê, jy maak 'n groot fout. Ek wil hê as ons nou opstaan, dan kyk jy net so bietjie rondom jou. Jy kom nie net kerk toe ter wille van jouself nie. Jy kom kerk toe ter wille van jou medebroer en jou medesuster. Jy kom nie net kerk toe ter wille van jou medebroer en jou medesuster nie. Jy kom kerk toe omdat jy standpunt inneem vir die waarheid. Jy kom kerk toe omdat jy jou deel doen sodat predikers nog die waarheid kan praat. Dit is hoekom jy kerk toe kom. Gaan nie net oor jou nie. Dit gaan nie net oor jou vermaak en oor jou nie. Daar's 'n groter prentjie wat jy moet raak sien. Maar solank as wat die duiwel kan kry, dat Pinkstermense by die huis sit, en solank as wat die duiwel dit kan regkry, dat die sondags die kerk oorneem, dan wen die duiwel al die pad. Slaan die evangelie vir 'n 6, seek love. Maar ek het my gesê vanmôre. En ek wil afsluit en ek wil vanmôre net weer herhaal en ek wil sê, oppas vir 'n seeker sensitive beweging. En ek wil vanmôre vir jou sê, oppas vir die man of die vrou wat by jou kom en vir jou sê dat kerk is nie belangrik nie. Stuur hulle na my toe en sê sommer hulle met hulle Bybel saambring. Want ek gaan my sê,